9 Februarie. Gods wet gegee om 'n seun te wees. Insettinge gegee dat dit altyd met ons goed mag gaan. En die Here het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. Deuteronomie 6 vers 24. Wanneer die jong mense in die wêreld uitgaan en in aanraking kom met sy verleiding tot sonde, die sug na geld, na vermaaklikheid en bevrediging, na vertoon, weelde en oordaad, oneerlikheid, bedrog en roof en ondergang, wat leer hulle daar? Spiritisme beweer dat mense sondelose halfgode is, dat elke gees homself sal oordeel, dat ware kennis die mens bo alle wette verhef, dat alle sondes onskuldig is, want alles wat bestaan is reg, en God veroordeel nie. Die laagste mens sê hulle is in die hemel en hoog verhewe. Menigtes word verlei en glo dat wellus die hoogste wet is, dat losbandigheid vryheid is, en dat die mens net aan homself verantwoording moet doen. As die jeug sulke dinge aan die begin van hulle lewe leer, terwyl aandrif die sterkste is en die behoefte vir selfbeheersing en reinheid die dringendste is, hoe bewaak mens kuisheid? Terselfdertyd beywer ordeloosheid om alle wette af te skaf, nie net goddelike wette nie, maar ook die van mense. Dit is die invloed waarmee jong mense deesdae te kampe het. Om te midde van sulke omwentelinge staande te kan bly, moet hulle nou karakterfondamente lê. In elke geslag en in elke land was die ware fondament en patroon vir karakterbou dieselfde, die goddelike wet. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste soos jouself. Die groot beginsel wat in die karakter en lewe van ons Heiland geopenbaar word, is die enigste ware grondslag en die enigste veilige rigsnoer. Hier het ons die enigste beskerming vir persoonlike onkeerbaarheid, die reinheid van die huiskring, die welsyn van die samelewing of die stabiliteit van die nasie, te midde van al die verslaanheid en gevare en teestrydige aansprake, is die enigste veilige, onfeilbare reël om te maak soos God sê.